Okay, ons het nou 'n bietjie oor die Caesars gepraat en ek dink ons het al baie gepraat oor mense wat mag het en so, maar ek dink as ons vandag bietjie op Tiberius fokus, ons gaan bietjie praat oor hom. Hy is die tweede Caesar. As jy nou Julius bytel as hy nommer 3, maar onthou nou ons mekaar gesê Julius Caesar was nie regtig tegnies 'n Caesar nie. Hy was nie tegnies die emperor gewees nie. En voor hy regtig homself kom vestig as emperor, toe is hy doodgemaak. En toe het Octavianus oorgeneem en hy het later in 27 voor Christus word hy Augustus. En hy was keiser gewees tot 14 na Christus. So hy het 'n hele klomp jare regeer. Nou is altyd vrek belangrik vir 'n emperor gewees as hy homself nou vestig. En Augustus het die emperorskap, die koningskap van die Caesarskap van Rome eintlik regtig gevestig. Want onthou nou voor dit is hulle deur 'n senaat regeer, né? En die senaat het eintlik al die mag gehad, soos 'n parlement, tipe van 'n parlement. Baie meer demokraties gewees. En maar Augustus het dit reg gekry om die Caesarskap regtig te vestig. En om dit te doen, daai idee voor te sit, is die heel beste is om jou seun te kry om oor te neem by jou. Maar dit is eintlik half ironies, want bitter min Caesars se seuns kon by hulle oorneem. Die seuns het gewoonlik doodgegaan voor die tyd of hulle is vergiftig. En natuurlik, jy weet, as van die politici weet hierdie ou's volg in die bloedlyn, dan het hulle hom doodgemaak. En ek wil hê jy moet hoor die tipe van lewenstyl wat dit was. Die mense het so in vrees geleef, die mense self wat hierdie goed persoot, het in soveel vrees geleef dat mense hulle gaan doodmaak of hulle kinders gaan doodmaak, sodat die bloedlyn nie voortgesit kan word, dat hulle die hele tyd angstig was en hulle het met oordrewe angs het hulle soldate om hulle geskaar die hele tyd, en as hulle daar lyk asof 'n ou begin praat oor, jy weet, iets van, jy weet, hy hou nie van die emperor nie, jy het natuurlik nooit so iets gesê nie, maar sommer net, jy weet, lyk asof jy nie lekker is, dan maak jy ou jou dood, net om seker te maak, hy bly veilig in sy eie posisie en so aan. En so het gebeur, daar was 3 moontlike opvolgers gewees vir Augustus, waarvan die een Tiberius was nie. Tiberius was 'n verlangse familielid gewees van Augustus, en uiteindelik is al 3 die mense wat Augustus kon opvolg, is dood, voor hulle tyd. En Augustus het nie baie van Tiberius eintlik gehou nie. Die Suetonius, die geskiedskrywer, daar's 'n paar geskiedsskrywers wat vir ons vertel oor Tiberius. Suetonius is die een, Tacitus is die een, die van hulle wat prokureurs is, en so ons sal weet, as jy Latyn swat, jy leer nogal baie van Tacitus. En in Engels praat hulle van hom as Tacitus. En dan natuurlik ook, wie is die ander, Plutarchus, natuurlik is, hy het 'n lang ding geskryf, hulle praat van hom van the lives of the Caesars, hy het baie van hierdie goed opgeskryf. Maar Suetonius vertel dat Tiberius het nie baie great people skills gehad nie, die mense het nie vreeslik baie van hom gehou eintlik nie. Daar word beskryf hoe hy gelyk, jy weet, en so aan, en sy hare wat tot in sy nek gegaan het en so aan, maar hy was tamelik 'n bot persoonlikheid. So hy het nie die takt gehad wat Augustus gehad het om homself regtig te vestig nie, maar omdat Augustus, ten spyte van die feit dat Augustus nie baie van hom gehou het nie, en hy het dit sommer openlik verklaar, dat hy gaan maar vir Tiberius aanneem as sy seun, ter wille van die staat. Hy het ook gesê, ek doen dit nie, hierdie doen ek nie omdat ek baie van hom hou nie, ek doen hierdie ter wille van die staat. En hy het vir Tiberius aangeneem as 'n seun, sodat hy ten minste kon sê, sy aangenome seun het die Caesar geword. So uiteindelik is in 14 na Christus, onthou ons mekaar gesê, Jesus is gebore in die tyd van Augustus, die regeringstyd van keiser Augustus, en toe Tiberius by hom oorgeneem. Maar Tiberius was 'n uitstekende generaal gewees. So hy het homself meestal op die slagveld begewe, voor hy by Augustus oorgeneem het al, was hy in Gallië gewees, en het vir homself baie roem verwerf, en het hy teruggekom, en het hulle hom preslik baie eer gegee, en hulle het hom konsulskap aangebied, hy was die gouverneur van Gallië gewees op 'n stadium. Gallië is vandag se Frankryk. Die Galliërs het baie soos die Judeërs, het vir Rome altyd baie moeilikheid gegee, en baie drama gegee, maar so neem Tiberius uiteindelik nou oor, en hy het eintlik ook reg gekry om redelik lank te regeer, maar hy was al in sy 50's gewees, toe hy Caesar geword het. So Augustus het baie lank uitgehou, en so Tiberius in sy 50's, maar met sy bot persoonlikheid het hy mense bietjie vies gemaak. Hy het die senaat, Tiberius was nie eintlik geïnteresseerd
in al die verantwoordelikheid nie. So hy, daar was 'n konflik van conflicting maniere waarop hy regeer het. In die eerste plek het hy die Senaat, omdat hy eintlik so 'n bietjie onttrek het uit die publieke lewe somtyds, hy het die nodige bygewoon, hy het nou en dan die opening van die spele bygewoon of geopen, of hy het, hy was by 'n senaatsvergadering en so, en hy het gedoen wat hy moes doen, maar hy het meestal maar soveel as moontlik onttrek van die publieke lewe, en so hy het die Senaat toegelaat om eintlik baie te doen, en 'n redelike vryheid gegee, maar die Senaat was steeds baie gefrustreerd met hom, want ten spyte van die feit dat Tiberius nie altyd action geneem het, binne in sy rol as emperor nie, hy was op die slagvelde baie effektief, maar nie so vreeslik as 'n Caesar nie, was hulle gefrustreerd met hom gewees, want alhoewel hy min administratiewe goed regtig gedoen het wat hy moes doen, was hy ook in 'n mate weirdly controlling. So die oomblik as die Senaat dan inisiatief neem en sê, okay, nou gaan ons dan stop hulle. So nee. Laat ek sommer net beheer neem en neem hy die besluit. So die Senaat het van hom conflicting boodskappe gekry die hele tyd. Ons is in beheer, maar ons is eintlik nie in beheer nie. Die oomblik as ons iets probeer, dan gryp hy in. En so het Tiberius uiteindelik onttrek 10 jaar voor die einde, hier by 26 na Christus, hy het nou 14 na Christus word hy Caesar, en so in 26, in 26 na Christus onttrek hy hier na die eiland toe, na Capri toe. 2 groot redes gewees daarvoor. Die eerste is want hy was soort van, hy wou eintlik maar net nie meer al die verantwoordelikheid vat nie, hy was nog steeds Caesar, hy was steeds in beheer wees, maar hy het nie lus gehad vir al die drama wat daarmee saamgekom het nie, so hy onttrek na hierdie eiland toe. Die tweede rede is dat 'n plaag uitgebreek in Rome, wat duisende Romeine laat sterf het. En hierdie eiland was 'n baie lekker isolated plek, hy kon lekker isolate hierso, en hy was redelik veilig geweest, maar selfs hier op die eiland het hy so bietjie, dis die interessante ding, alhoewel party mense nie power wou gehad het, en nou het hulle dit maar, het die power tog uiteindelik na hulle kop toe gegaan. Want in die laaste 10 jaar, terwyl hy op die eiland sit, het hy begin suspek dat mense daarop uit is om hom te wil doodmaak en so aan. So selfs op die eiland het hy baie versigtig begin lewe en die soldate baie veilig naby hom gehou en so aan. En hy het begin, sommige verdagte ouens in Rome, as hy 'n ou begin verdink, dan hou hulle 'n trial, hulle praat van verraad trials, en dan het hy sommer vir enige denkbare ding, het hy kastig en verhoor gehou, maar die ou sommer net ter dood veroordeel, so oor die afstand, die van die eiland af, moes hulle die ou doodmaak. En hy het later, het dit al hoe erger geword na die einde van sy dood toe. Soveel so dat daar een ou waardige ou senator was, wat eintlik meen die ouens redelik onskuldig was, maar Tiberius het sommer nie van hom gehou nie, en hom ook begin verdink, en die rede wat hy gebruik het teen hierdie ou is, hierdie ou het met 'n Romeinse coin, 'n denarius, met Tiberius se kop op, het hy toilet toe gegaan. En toe sê Tiberius, ek jy het geen respek vir my nie, want jy vat jou geld saam toilet toe. Jy weet, jy vat my image, draai jy saam met jou by die badkamer toe. En hy het dit gebruik om die ou dood te maak. So, dit is belangrik om te verstaan hoeveel mag hierdie mense gehad het. En hoe mag na hulle kop toe gegaan het. Elke liewe keer. Hierdie was 'n sepie op die hoogste vlak, as jy praat van die Caesars. Hierdie ouens het drama op drama veroorsaak en gehaat met die mense rondom hulle, want daar, as jy eers die greasy, bloederige paal van die Romeinse politiek geklim het tot bo, dan gryp jy dit vas en jy hou dit vas, en die ander ouens wat onder jy op hierdie paal is, hulle trek jou af, jy het so gou as hulle kan. Dis absoluut 'n gerugstekery en 'n gedoodmakery. Die een interessante ding wat ons dalk net moet sê, wat 'n baie interessante neeweffek is van wat Tiberius besluit het Jesus geraak. Dit is sommer net eintlik vir interessantheid. Nou, toe hy onttrek na die eiland toe het hy sy goeie vriend Sejanus, wat die hoof van die pretoriale wag was. Nou die Praetorians was die mense wat die Caesar opgepas het, né? So Sejanus was die hoof van die Praetorians gewees, en Tiberius het vir hom aangestel om die dinge administratief te regeer in Rome. Hy het soort van 'n vrye hand gehad. Nou, hy was nie 'n senator nie, maar Sejanus het dit reg gekry om deur middel van politieke, rondspelery en so, en eintlik regtig die absolute mag te behou, selfs oor die senators. Nou, maar hy was 'n drastiese antisemiet.
Hy het niks van Jode gehou nie. En een van sy beste vriende was 'n ou met die naam van Pontius Pilatus. En omdat hulle het so 'n bietjie saamgesnoer en hulle het besluit, hulle hou niks van Judea nie en hulle het Pontius Pilatus aangestel oor die provinsie van Judea. En natuurlik Pontius Pilatus, dit word nie in die Nuwe Testament so beskryf nie, in die evangelies nie, maar Pontius Pilatus het dit vir die Jode onsaglik moeilik gemaak in Galilea, in Judea, en hy het baie opstande veroorsaak, en hy het die ouens sommer verniet onderdruk, en hy het dit net vir die Jode onsaglik moeilik gemaak, en uiteindelik is dit hy wat Jesus verhoor. En die rede waarom het hy was, wat Jesus verhoor het, was alles te danke aan Tiberius, wat besluit het om te onttrek. Tiberius sou waarskynlik nie vir Pontius Pilatus aangestel het nie, want hy was 'n moeilike ou gewees. En so het Janus hom uiteindelik aangestel. Maar die ding wat die Bybel baie oor te sê het, is power. Wie kan vertrou word met power? En jy sal onthou Matteus 22, miskien kan ek dalk net eers daar stop, sommer net vir interessantheid. Ek dink kom ons los dit, want ek moet goudig geklaarmaak vandag. Ek het Jan gesê, ek dink ek moet nie so lank besig wees nie. So kom ons gaan maar eers na Markus toe, na Markus hoofstuk 10 toe. In Markus 10, dan is Jesus en sy disippels is besig om hulle ding te doen, en uiteindelik weet ons, daar's twee boetiekies, wat moet hulle maar na Jesus toe gaan, en vir hom wat vra? Kan ons aan? Kan hierdie twee seuns aan die ligte, die een aan die linkerkant en die een aan die regterkant sit? So wat is hulle besig om te doen? So nou, hier is 'n baie belangrike ding, want Jesus sien wat hier besig is om te gebeur. Die Jode was gedurig kwaad vir die Romeine gewees, omdat die Romeine met hulle tirannie oor Judea geheers het. Maar die oomblik toe hierdie twee boetiekies begin fight vir power, toe sê Jesus eintlik vir hulle in effek, Caesar is in julle harte ook. Rome, julle wil bevry word van Rome, maar Rome is in julle harte. En dan praat hy oor mag, en die manier wat jy jouself onderskei van die mag van Rome, al is jy 'n CEO van 'n maatskappy, of al is jy die hoof van 'n departement, hoe onderskei jy jouself van hoe Rome mag gebruik as 'n gelowige? Is dit ongelooflik belangrik om vir jouself die vraag te vra. Ons almal werk met mag, né? Ouers werk met mag, huishoudings werk met mag, natuurlik ons besigheidswêreld werk met mag, die kerk werk met mag, want die kerk werk jy ook met leierskap, en so almal van ons het te maak met mag, en Jesus hy ontken nie die feit dat ons met mag moet werk nie. Die Here vertrou sekere mag aan ons toe, dis hoekom hy Moses geroep het, het vir Moses sekere mag gegee. En uiteindelik het hy vir Aaron, was hy bystander, die ou wat hom sy sidekick, en toe Moses oorlede is, toe Joshua oorgeneem, en Joshua het dieselfde gevra, het gesê, Here, mag ek dieselfde guns by die mense hê, as wat Moses gehad het? 'n Leier kan nie lei sonder die guns van die mense nie. Dis 'n belangrike ding, jy kan nie sonder klaarkom nie, maar die vraag is, wat maak jy daarmee? En dis waar Jesus praat. So Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir hom, Here, ons wil graag hê, u moet vir ons doen wat ons vir u gaan vra. So Here, ons te geheim, ons wil nie vir sê wat dit is, maar jy mag nie nee sê nie. Jy weet, ek weet nie wie van julle het so goed vir hulle ma en pa gevra nie. Maar ek wil by iets hoor, maar mag nie nee sê nie. My ma het gesê, nee, sê eers my wat dit is. Hulle het hom geantwoord, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Het hy vir hulle gevra. Hulle het hom geantwoord, wanneer u as koning heers, hoor julle die taal van die koninkryk? Nou is belangrik, want Jesus het gepraat van sy eie koninkryk, né? En dit is maklik om die woord koninkryk te verwar met Caesarskap, want dis dieselfde ding. Wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan die regterkant en een langs die linkerkant. En dan sê Jesus vir hulle nie dit. Hy sê, julle weet nie wat julle vra nie. En ek dink hulle weet nie wat hulle vra nie op soveel vlakke, dat dit amper moeilik is om in detail aan in te gaan. En dan sê hy vir hulle, wie met mag vertrou kan word? In sy volgende vraag. Hy sê vir hulle, kan julle die lydensbeker drink wat ek drink? As jy mag wil gebruik, as jy in 'n leierskapsposisie moet wees, is dit die vraag wat jy jouself moet vra. Kan jy suffer? Meer as dit, of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word.
En dan sê hulle vir hom, nee, I think I can. Hy sê, ons kan, sê hulle vir hom, daarop sê Jesus. Die beker wat ek drink, sal julle drink, ja. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle ook gedoop word. Hy probeer sê, ek ly en julle gaan ly soos ek. Dit is so. En hy sê, maar om aan my regter of my linkerhand te sit, daar besluit nie ek nie. Dit is die vir wie God dit gereed gemaak het. Toe die 10 dit hoor, was hulle verontwaardig oor Johannes en Jakobus, en hulle het hulle voorgespring. Toe roep Jesus hulle nader en sê vir hulle, julle weet dat dit by die nasies so is. Wat se nasies nou? Die mees obvious een is Rome, en natuurlik Herodes ook, wat oor hulle regeer het. Nou, die semi-Joodse koning, hy was eintlik 'n Edomiet gewees, half Edomiet, half Jood gewees, maar die Jode het niks van Herodes gehou nie, want hy was maatjies gewees met die Caesars. Julle weet dat dit by die nasies so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne oor hulle mag misbruik. Sogenaamde regeerders, baas, iemand moet regeer, maar 'n regeerder hoef nie baas te speel nie. Hy is die baas. En hy kan maak wat hy wil, en hy moet daai mag gebruik vir die regte ding. Maar by julle moet dit nie so wees nie, sê Jesus. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En hy praat hier in die konteks van leierskap. As jy 'n leier wil wees, dan moet jy bereid wees om tasse te dra. Jy moet bereid wees om die minste te wees, want dis die model van leierskap. As ek vir jou mag gee, dan wil ek graag sien die mense gaan na jou kyk, want dis hoe leierskap werk. Mense kyk vir 'n leier. Kan nie help nie, dis nie hoe leierskap werk. Leierskap werk met daai aansien. So, jou aansien moet wees, dat as hulle na jou kyk, dankie tog, hy het dit gemaak. Die beeld wat oor jou moet heers, is dat ek kan hierdie persoon vertrou. Hierdie persoon kan regtig met die mag vertrou word, want hierdie persoon dien my. Hierdie persoon help my. Dit is so dat leiers baie keer misverstaan word. Ek is al baie keer as 'n leier misverstaan, in vorige gemeentes het al gebeur, dat ek baie keer besluite neem, regtig uit my hart uit, ter wille van die mense. Maar nie almal verstaan dit altyd nie. En mense het al van my gesê, ja, Rolf probeer net sy eie troon polish. Dis woorde wat mense al vir my oor my gesê het. Ek het dit gehoor via ander mense. Nie oosterlik so ver nie. Iemand mag dit dalk sê, maar nog nie my uitgekom nie. Miskien hou mense dit geheim. Maar en dan weet jy kan jouself nie eintlik nou verdedig nie. Jy kan niks doen daaraan nie. Dit gaan net 'n gekluitgooiery raak. En baie keer as die mense wat jy beskuldig, kan jy hulle juis nie terug beskuldig nie, want en moet jy steeds voortgaan om die besluite te neem ter wille van daai persoon. Al dink hulle jy's evil. So leiers word baie keer misverstaan, want leiers moet met mag deel. Leiers moet sekere besluite neem. Leiers moet soms mense afdank. Maar die rede waarom hy dit doen is nooit ooit om verneig te wees nie. Never. Dis om die mense te beskerm. Dis om dit vir die groep te doen. En dan sê Jesus, elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Dis leierskap in die koninkryk. En dis 'n paradoksale ding vir 'n Christen, hè, want weer eens, jy is in posisies. En ons is in bevoordeel dat ons in Pretoria omgewing waar ons bly 'n groot pool het van sterk leiers in ons eie gemeente. Mense soos julle, hier's mense van julle wat ongelooflike magtige posisies het. En ons is so dankbaar dat ons sulke invloedryke mense in ons gemeente kan hê. En ons het altyd onthou, so Spider-Man sê, with great power comes great responsibility. Daai klink nou baie cheesy en hulle doen dit ook cheesy in die fliek. Maar die stelling is waar. With great power come great responsibility. En dit geld baie daarby ook vir rykdom. Jesus sê in Matteus 18 en 19, hy wat met baie vertrou word, gaan vir baie moet verantwoord. Nou, so leiers word swaarder geoordeel ook as ander mense. So, en ryk mense het baie groter verantwoordelikheid. So, ons het al baie daaroor gepraat en ek dink nie hulle hoor nou enigstens iets niets nie, maar net vanuit nog 'n angle af, as 'n mens na hierdie eiland kyk, dan dink jy daaraan hoe magtig Caesars was, wat eenvoudig net kon vlug hiernatoe en hulle eie ding kon doen, hulle kon mense van hier voor 'n afstand doodmaak, en hulle kon hulle self isoleer van die pandemies en die moeilikheid van die wêreld, terwyl Rodney Stark sê vir ons, die Christene het in tye van daai pandemies, terwyl almal vlug, al die senators, al die magtiges vlug uit Rome uit, bly die Christene in Rome, en hulle versorg die siekes, en hulle dien die mense. En
ek sluit net af met hierdie gedagte. Ek en Jacques het so lekker gepraat oor die fliek Gladiator, nadat ons by die Colosseum was die dag in Rome, toe sê Jacques, vanaand moet ons weer gaan Gladiator kyk, jy weet, nou moet jy net weer bietjie in die ding inkom, en ek wil, as ons sien in die begin van die movie Gladiator, dat ek verskriklik telling is, maar hulle steel hier by Jesus, wat hulle nie erkenning voorgee nie. En julle onthou, Marcus Aurelius leef nou nog, né? Dis hier in die jaar 180 na Christus, Marcus Aurelius leef nog, en hy wil hê Maximus moet oorneem as Roman Emperor. Nou, julle onthou daai. Wie het Gladiator gesien? Okay, meeste van ons, great. So, hy wil hê Maximus moet oorneem. En ons weet, jy weet, en hy sê daar vir Maximus, I want you to become the protector of Rome after I die. And to free Rome of her corruption. En hy sien dit, Maximus is net so stom geslaan. Hy het nie 'n woord om te sê nie. En dan sê Marcus Aurelius vir hom, aren't you going to accept this great honor I've bestowed upon you? En dan weet ons wat Maximus' reaksie is, with all my heart, no. I don't want it. En dan doen Aurelius 'n amazing ding, hy vat Maximus' se gesig so in sy hand en hy sê, Maximus, that's why it has to be you. Jy is die een wat die mag moet vat, juis omdat jy dit nie wil hê nie. Jy gee nooit vir iemand wat wil mag hê, die mag nie. Never. Jy gee dit vir mense wat bekwaam is, wat dit nie wil hê nie. Nou, dis wat ek sê, hulle steel by Jesus, want goed, hy was Marcus Aurelius se vriend, en Marcus Aurelius was 'n groot dienaar, maar dis nie tipies van 'n pagan generaal om so iets te sê nie. En ek dink nie, ons weet dit uit navorsing uit, dat dit juis die narratief van Jesus is, juis die voorbeeld van Jesus wat gemaak het, dat leiers, en selfs stoïsynse leiers later, dat hulle mag kon opgee, en dat hulle nie verknog was daar nie. En ons kan ook nie met rykdom vertrou word, as ons nie ons rykdom wil hê nie, as ons nie verknog is daar nie. En dit is belangrik om te dink, wat gaan gebeur met jou as jy rykdom verloor? Want dan kom jy agter of jy dan verknog is of nie. En so Jesus, stel jy die geweldige hoë eis aan ons, maar dankie tog, die vangmat, as ek en jy voel ons maak dit nie, en ons voldoen nie aan standaarde nie, dan weet ons sy genade vang ons, en hy gee vir ons tyd, en hy gee vir ons die grace, en hy gee vir ons die proses deur middel waarvan hy ons kan verander, en sodat ons stelselmatig meer soos hy kan wees. En die Here werk met wat ons het. In Johannes 21, onthou hulle dan vra Jesus mos vir Petrus, nou na die verraad, Petrus, het jy my lief? Nou, ek moet, daai woorde is vreeslik mooi wat hy gebruik, dink die Afrikaanse vertaling het dit so mooi vertaal, Petrus, jy my baie lief, dan sê Petrus, Here, jy weet ek like u. Sê dieselfde nie. Nee Petrus, ek bedoel, het jy my lief? Here, ek like u. Okay Petrus, kom ek vra jy maar net so dan maar, like jy my? Here, jy weet alles. Jy weet ek like u. En Jesus sê, liefde vir my is wat jy moet hê, maar Petrus, as liking al is wat jy het op die oomblik, en jy het my nie regtig lief nie, en Petrus weet hy kan nie sê, Here, ek het die bo alles lief nie, hoekom nie, want het Jesus pas verloon. So Jesus weet hy het dit nie. En dan sê Jesus vir hom, okay, ek sal vat wat jy het. As jy net dit het, om my te like vir nou, sal ek het vat. Maar dan sê Jesus vir hom, maar daar kom 'n dag, wat jy vasgebind gaan word, en wat jy jou lewe gaan gee. So Jesus sê vir hom, jy gaan groei vir jou liefde in my, vir my, en eendag sal jy bereid wees om jou lewe vir my te gee. En Petrus het dit gedoen, ons het nie baie oor Petrus gepraat in hierdie tyd, maar Rome gaan baie oor Petrus ook. En uiteindelik, toe kruisig hulle Petrus soos vir Jesus, en toe object Petrus, toe sê hy nee, wow, dis vir my te groot voorreg, om soos my Here te sterf, ek verdien dit nie, om soos hy te sterf nie, dis te groot voorreg, toe sê hy, okay, ons kan 'n plan maak, toe kruisig hulle hom onderste bo. Uiteindelik het hy sy lewe vir die Here gegee, en hy het al sy mag opgegee, vanweë sy liefde vir Jesus. En dis altyd ons dryfkrag. As jy voel, ons het so baie oor martelare gepraat, en ons het so baie gepraat, ons voel ons het dit nie, jy weet, sal ek dieselfde keuse kan maak, en die Here sê vir ons, dis waar ek jou graag wil hê, maar as jy nie nou daar is nie, ek vat wat jy het, ek vat wat jy kan gee, ek vat dit, en ek sal daarmee werk, en ek sal dit multiply,
En ek sal dit verhoog en vermeerder. En as jy my aanhou volg, dan sal jy uiteindelik uitkom waar jy moet uitkom. En ek wag vir jou daar. En ek wag nie net vir jou daar nie, ek stap met jou die pad nou ook op pad so.